Baie welkom by die program Fokus. Ek is Pieter Kloete en my gaste vanaand, Prof Koos Malan, genoot by Sakeliga, en Roland Henwood, politieke wetenskap by die Universiteit van Pretoria. Dit was 'n baie besige week. Ons gaan 'n paar onderwerpe bietjie oor gesels, onder andere Nathi Mthethwa se skielike dood, Julius Malema waar homself skuldig bevind, en dan ook die Mlanga-kommissie waar dinge daar tans staan, en ook oor Solidariteit se besoek aan die USA, of althans die FSA, en hulle onderhandelinge vir 'n werksooreenkoms onder andere. En dan laastens, as daar tyd is, ook 'n bietjie oor die ANC wat hulle bates verloor weens 'n beslaglegging. So goeienaand, dis lekker om met julle te gesels, Prof Koos en Roland Henwood. Kom ons begin met Nathi Mthethwa se skielike dood. Prof Koos, ek weet nie of jy wil begin met daai onderwerp nie. Ja, goeienaand Pieter, Roland en ook ons luisteraars. Die dood van Nathi Mthethwa is 'n kwessie waar baie bespiegel word. In die eerste plek is daar die vraag, het hy inderdaad selfmoord, of soos wat dit deesdae in eufemistiese terme gestel word, selfdood gepleeg? En dan is daar natuurlik allerlei bespiegelinge dat hy moontlik vermoor is. Oor die bespiegelinge behoort daar betreklik spoedig uitsluitsel te wees. Wat wel waar is, sonder enige uitsluitsel oor hierdie kwessies, is die politieke waarde daarvan, of die politieke betekenis daarvan, wat vir my tweerlei is. In die eerste plek is die feit dat dit gebeur het in die middestad van Parys, die Franse hoofstad. Dit is die ambassadeur wat by 'n venster uitgespring het op die 22ste vloer van die betrokke hotel, of wat van daar af uitgegooi is, doodgemaak is. Die ambassadeur is tegelykertyd ook 'n eertydse minister van polisie. Dit is van die ambassadeur wat Mkhwanazi gesê het dat gedurende sy tyd as minister van polisie was daar die ergste politieke inmenging gewees in die operasionele werk van die polisie. Dit gesamentlik skep 'n enorme probleem vir die ANC, dit skep 'n enorme probleem vir die regering, veral gegee die feit dat dit gebeur het in Parys, dat hy daar oorlede is. As dit ergens was in 'n motorongeluk ergens in die noorde van KZN, is dit 'n totaal ander saak. Maar nou het dit as dit ware gebeur op die wêreld verhoog. Nou, vir 'n oomblik vergewe my die klein bietjie bespiegeling, maar indien dit 'n moord was, soos ek sê, waar ons binnekort sal uitsluitsel hê, dan is die punt natuurlik dat dit ook beplan is dat dit spesifiek daar gepleeg moes word, sodat dit daar die nodige openbare impak sal hê. Nou, wat ook wel waar is, wat ook wat ook anderkant bespiegeling is, wat 'n feit is dat dit plaas natuurlik die ondersoek van die Mlanga-kommissie in 'n baie skerp soeklig. Aangesien dit die mees senior persoon, een van die mees senior persone in die polisie, wat op 'n stadium minister van polisie was, in hierdie aangeleentheid sterk impliseer, 'n enorme skerp soeklig op hom laat val, in samehang met ander eertydse minister van polisie, soos ook natuurlik nog die huidige minister van polisie, wat op spesiale verlof is. Dit te midde van beskuldigings, dat daar enorme georganiseerde misdaad in Suid-Afrika is, dat die polisie daarbey betrokke is, dat dat in die hoogste kringe van die ANC mense daarbey betrokke is. Op hierdie stadium, los van bespiegeling, kan ons net dit sê, dat dit plaas Suid-Afrika se die groeiende indruk van Suid-Afrika as iets van en dit is 'n bietjie oordrywing, maar is iets van die aard van 'n maffia-staat, net baie skerper onder die soeklig. Ek sal daarmee afsluit. Roland, ek wil 'n bietjie by jou hoor. Hierdie is 'n bietjie van 'n, ek meen ons polisie diens is tans bietjie in die verknorsing, nou dat Senju Mchunu op spesiale verlof is en Prof Chalia nou daar is. Dink jy hierdie gaan dinge net bietjie vererger? Ek dink dit gaan dinge vererger en dit gaan waarskynlik net meer vrae laat ontstaan. En 'n mens wil nie bespiegel in stories versprei nie, maar wat vir my baie interessant is dat hier, soos dit in die media aangehaal word, 4 topspeerders van Suid-Afrika Parys toe gestuur word. Nou, dit is ongewoon. So 'n saak word deur die polisie, al is dit 'n diplomatieke personeel, dit word deur die polisie in die gasheerstaat gedoen. Die enigste tyd wat jy
ander mense gaan toelaat. En wat ek nie weet nie dis onduidelik, is dit op versoek van Suid-Afrika of op versoek van Frankryk. Maar dit is 'n vreemde verskynsel om in hierdie omstandighede te sien. So, en ek dink daarom dit laat net meer en meer vrae ontstaan. Is die regering besig om hulp te verleen? Wil hy seker maak van sy kant af dat alles gedoen word? Of is daar 'n versoek om te sê, hier's iets anders aan die gang, bring julle mense sodat julle sien wat gebeur en wat ons doen. Dit kan enige van hierdie twee wees. Ja. Daar's nie goeie kommunikasie of geen kommunikasie daaroor nie. So dis belangrik. Dit is buitengewoon. Dalk is dit niks, maar dit is buitengewoon op die stadium. As ons gaan kyk na die gerugte en die stories, dan dink ek is twee dimensies. Die een is die legitieme vraag wat in elk geval gevra sou gewees het, en wat reeds hierdie week in die Madlanga kommissie ter sprake gekom het, die rol van die vorige minister. En dan die tweede dimensie is, daar's geweldig baie stories aan die gang. Nou dis absoluut ongefilter, daar's baie van daai goed wat nooit die toets van die tyd gaan deurstaan nie, maar dit dra by tot verdere suspisie. En die ongelukkige gevolg hiervan is dat dit plaas die polisie as geheel onder meer verdenking. Dit ondermyn nog verder vertroue in die polisie. Dit maak die taak van die leierskap, die nuwe minister of die waarnemende minister net soveel moeiliker. En ongelukkig is daar geen kommunikasie rondom hierdie gebeure nie. En ek praat nie van die kommissie nie, daaroor kan die minister en die regering nie praat nie. Maar daar behoort op een of ander manier so 'n bietjie meer kommunikasie te wees om konteks te gee van wat besig is om te gebeur. Dit sou ek sê is die minste in belang van die familie, maar ook in die belang van die breër konteks van die regering en dan in die belang van die polisie. Maar daar gebeur net niks nie. So hierdie stories hou net aanloop. En dan miskien 'n laaste punt, dit lyk asof baie van hierdie nou begin inspeel op die interne konflikte in die ANC. So daar's mense wat dit gebruik, MK het ons gesien doen dit openlik. Hulle gebruik dit om 'n wig in die ANC in te dryf. En hulle het tot in die hof gegaan om dit te probeer doen. Maar in die sosiale media gons en hardloop dit. En dit is ook nie in die belang van die ANC as 'n politieke party nie. Dit maak nie saak wat jy van die ANC dink nie. Dis gewoon gevaarlike en slegte politiek. Dink jy hierdie gaan dalk, of dink julle dat hierdie dalk 'n bietjie meer onder die vloer gevee gaan word, nou dat die minister of die eerste minister van Frankryk ook nou bedank het, so daar's 'n bietjie meer media op dit, of dink jy hierdie gaan nog steeds 'n baie groot rol speel, veral in Suid-Afrikaanse media, maar ook nog steeds internasionaal? Dit sal nie onder die mat gevee word in Frankryk nie, die stelsel werk nie so nie. Die polisie en die ondersoeke is totaal onafhanklik. So daar's geen manier wat die verandering van eerste minister enigstens daarop invloed gaan hê nie. Of dit soveel aandag gaan trek in die media, waarskynlik nie, want daar's nou ander groter stories wat belangriker is. Maar die ondersoek sal aangaan, dit behoort redelik vinnig die basiese goed afgehandel te wees. So nee, ek dink nie ons gaan daai probleem hê van dit gaan wegraak nie. Kan ek net een kort opmerking daaroor maak? Ek stem saam met Roland in die eerste plek, maar in die tweede plek is dit so, met betrekking tot Suid-Afrika is daar waarskynlik heel wat betrokkenis wat graag sal wil hê, alles moenie aan die lig kom nie. Daar's natuurlik 'n klomp mense met gevestigde persoonlike belange, Mchunu byvoorbeeld. Hierdie mense wie se name genoem word met betrekking in die konteks van georganiseerde misdaad. Hulle wil dit natuurlik nie hê nie. Maar Suid-Afrika is soos 'n goeie vriend van my daar uit Leuven sê, Suid-Afrika is 'n gevaarlike plek, maar 'n baie interessante plek. Daar's geen twyfel daaroor nie. En een van die groot bates wat ons regtig in Suid-Afrika het, en ek ken nie die opset in ander lande nie, ek kan nie vergelyk nie, maar ek moet jou sê, kyk, hier is 'n klompie ondersoekende joernaliste wat regtig verskriklik hard werk. Agter wie daar ook 'n bietjie geld is, nie baie geld nie, maar as 'n klompie belange wat die mense finansier. Ek dink nie die mense kry groot geld nie, maar hulle word ten minste aan die gang gehou. En hulle is absoluut soos bloedhonde. Hulle skryf artikels, hulle skryf baie goeie artikels en hulle skryf onder andere boeke. En as gevolg daarvan is daar in Suid-Afrika 'n baie skralle moontlikheid dat enige iets wat van openbare belang is, onder die vloer ingeveeg, onder die mat ingeveeg kan word. Dis eintlik buite die kwessie. Ek wil net een voorbeeld noem ten aansien daarvan. Waar kom
die Zondo-kommissie van ondersoek vandaan. Dit is aanvanklik die media, in die media wat 'n klomp goed te berde gebring is, 'n klomp goed wat op die lappe gebring is, as gevolg waarvan die president 'n klompie jare gelede verplig was om 'n kommissie van ondersoek aan te stel. Dit was nie sy eerste keuse as dit ware om dit te doen nie. Dit is eintlik as gevolg van die feit dat die openbare media dit op die lappe gebring het, dat daar in die finale instansie geen ander keuse was om dit te doen nie. En ekskuus terwyl ek praat, laat ek nou sommer net die volgende punt ook maak wat hiermee verband hou. Die kommissie van ondersoek is in die gang. Ek dink dis eintlik een van jou volgende vrae, Pieter. Wat die gevolge van 'n kommissie van ondersoek en die gevolge van 'n oop demokratiese gemeenskap met verantwoordbaarheid is dat wanneer 'n kommissie sy verslag uitbring, dan moet daar gevolge wees, dan moet teen mense opgetree word, dan moet verantwoordbaarheid wees. Indien daar korrupsie in die regering of in die polisie of waar ook al was, moet daar 'n kentering wees. Dis die hele gedagte. Dis die gedagte van 'n demokratiese staat. In Suid-Afrika gebeur dit nie. Waarvan die implikasie is dat mense kan vra, maar wat is die funksie, wat is die rol, wat is die waarde dan uiteindelik van hierdie kommissies wat soveel geld kos? Ek wil tog sê, ek sal omtrent elkeen van hierdie kommissies verdedig, of dit nou die Zondo-kommissie is, en die Madlanga-kommissie is, en of dit nou destyds die Morane-kommissie is, en of dit nou die Heffer-kommissie is, 'n klompie jare gelede, en so kan 'n mens aangaan. Die voordele van hierdie kommissies is dat dit as dit ware die aard, die karakter van die instelling of van die mense met inbegrip van die ANC en die regering in die Suid-Afrikaanse staat aan die lig bring. En dit op sigself is vir die funksionering van die stelsel eintlik baie belangrik. So selfs al het jy nie ingevolge die grondwet wat daar op papier is, maar dit werk baie dikwels nie na behore nie. Selfs al het jy dit wat nie na behore werk nie, het jy nie formele instellings, informele instellings wat uiteindelik lig werp op die aard van die karakter van die stelsel en wat as dit ware amper van buite af korrigerende maatreëls bewerkstellig. Kan ek heeltemal 'n opmerking maak, heeltemal weg van wat ons eintlik praat, maar dit is baie interessant. Ek lees vanoggend 'n opiniestuk wat Steven Grootes in die Daily Maverick skryf, wat hy argumenteer rondom die inploffing van die ANC, wat hy sê al die kommissies, beginnende met die Morane kommissie, hy noem al hierdie kommissies, was elkeen eintlik 'n bloudruk vir die ANC oor hoe om sy probleme te hanteer en die prosesse om te keer. En hulle het elkeen van daai goed geïgnoreer. Hy gebruik die woorde, hulle is arrogant en sulke goed. Maar dit is, jy kan kommissies reg gebruik, jy kan dit baie goed gebruik as jy wil, maar jy kan ook niks doen nie. Die probleem is, en ek dink ons gaan dit sien met die Madlanga-kommissie, dat baie van die probleme wat die Farlam-kommissie by Marikana uitgewys het, wat die Moerani-kommissie uitgewys het, nou praat ons 10-12 jaar terug, gaan bevestig word. En dit sê vir 'n mens dat jy sit met grootskaalse, ek wil sê sabotasie deur regeringsleiers. Want hulle het hierdie kommissies, hulle het hierdie inligting en hulle het letterlik jaar na jaar net aangegaan en dieselfde goed gedoen. En ons sit, die probleme word elke keer groter. Dis die probleem, dit bly nie dieselfde nie. En die manier om dit op te los, die eise wat dit stel, word al hoe moeiliker. Maar dis nie iets wat ons nie weet nie. Die probleem is, ons het nie die vermoë om iets daaraan te doen nie. En as ek sê ons, dan praat ek baie breed kollektief. Pieter, mag ek net die volgende sê, ekskuus, ek loop die risiko, jy kan my kastei as ek dalk tyd mors. Maar ek sal graag by jou wil hoor, Roland, in regshandboeke, in die konstitusionele reg en die staatsreg, het iets soos kommissies van ondersoek nooit 'n belangrike rol gespeel nie. Vir die doodeenvoudige rede was 'n totale bysaak. Wat bespreek is in basiese handboeke vir voorgraadse studente is die handves van regte, die wetgewende gesag, die uitvoerende gesag, die regsprekende gesag en so en daar ver na benede was so 'n by-opmerking oor kommissies van ondersoek. Ek en 'n kollega van my het 'n handboek wat ons nou opdateer. En ons het kommissies van ondersoek pertinent as 'n tema ingebring. Jy kan dit nie ignoreer nie, want dit is deel van ons huidige funksionerende staatsreg. Nee, ek dink die punt is dat kommissies is 'n manier om eintlik baie moeilike goed polities te hanteer, nie juridies nie. Ja. Maar dan moet dit regbank toe gaan, dit moet deur die regstelsel gaan. Ja. Dit is 'n politieke manier van regskwessies hanteer en bietjie op die kantlyn skuif.
En dis die geskiedenis daarvan in Suid-Afrika. Nou kan ons baie ver teruggaan met kommissies. Daar was kommissies wat baie groot werk gedoen het, maar dit was gewone kommissies wat meer op maatskaplike sake gefokus het. Ekonomiese sake, nie op politiek sensitiewe kwessies nie. En wat ons nou sien is dat dit het 'n manier geword om politieke druk te verwerk en die dag van afrekening elke keer te probeer uitstel. En dit het gewerk. Want elke keer na 4, 5 jaar, dan is mense moeg en dan gebeur die volgende krisis. Maar ek het die idee, ons kom op 'n punt waar dit nie meer baie maklik gaan wees om dit te doen nie. Die probleem nie onmiddellik hanteer nie. Dis natuurlik heeltemal reg. Wat Ramaphosa gedoen het in sy tyd het 2 gevolge met betrekking tot kommissies. Die eerste ene is die kommissies was 'n indirekte manier vir hom om met sy teenstanders te werk. Binne die ANC was die balans van magte sodanig dat hy gevoel het, maar hy beskik nie oor die vryheid van optrede om direk teen die mense op te tree, soos wat 'n meer selfgeldende hoof van die uitvoerende gesag sou gedoen het nie. Ramaphosa is net nie daai persoon nie. Maar die gedagte was, as hy die bevindings van kommissies het, kan hy optree. Dit het doodeenvoudig nie gebeur nie. Ek meen, die einste, daar's 'n klomp ministers wat geïmpliseer is gedurende die Zondo-kommissie se ondersoek en wat geïmpliseer is in die verslag. Die mense sit in die kabinet of hulle sit nog in ander senior posisies. Dis die een ding. En dan die ander ding wat nou hiermee verband hou, is dat die algemene verswakking van die regering is doodeenvoudig ook nie hanteer nie. Die algemene probleem van korrupsie is insgelyks nie hanteer nie. Ek dink die probleem is, miskien moet ons afsluit hiermee, want dit word nou 'n ander debat. Ek dink die probleem wat jy mee sit is natuurlik dat jy kan uitstel, maar jy kan nie afstel op hierdie manier nie. Maar nou is daar 'n verslag en daai verslag is oop. Enige iemand kan hom gaan lees. En nou kom 'n tweede en 'n derde een by wat die patroon bevestig. So tydkoop is nie onbeperk nie. Hierdie goed gaan nie weggaan nie. Die ander ding is, as jy nie die magsbasis het binne die party nie, gaan jy hom ook nie hê in terme van 'n kommissie se ondersoek nie, tensy jy 'n sterk vervolgingsgesag het, wat die vryheid het om absoluut sonder enige, om onbevange die prosesse te laat deurloop. Ons het nie een van die twee. Hy het nie die magsbegrip nie en geleentheid waarskynlik in sy oë nie, maar ons het ook nie die strukturele vermoë om dit te doen nie. En nou sit ons met nog 'n kommissie wat dieselfde goed bevestig. Ons gesels nou 'n bietjie oor Julius Malema wat die afgelope week skuldig bevind is. Nou ek wil weet, Roland, hoekom word vonnisoplegging nie binne die volgende paar weke gedoen nie? Hoekom word dit nie eers uitgestel tot volgende jaar Januarie? En gaan hy ooit tronk toe gaan? Dit is die groot vraag. Ja, ek wil my nie oor die regsdimensies uitlaat nie. Ek sal dit vir los om te hanteer. Wat vir my interessant is vanuit my perspektief is die manier hoe dit gedoen is en die politieke implikasies. Die manier van hierdie saak, vandat die saak uiteindelik op die hofrol gekom het, dit het baie lank gevat. Daar's baie druk uitgeoefen om dit reg te kry. Maar toe dit gebeur het, het die staat 'n baie sterk saak gebou. Die manier hoe die landdros dit hanteer het, sy het baie seker gemaak dat daar kan nie vingers gewys word, beskuldigings gemaak word, soos wat reeds begin gebeur het nie. Maar dis iets om die beskuldigings te maak, is heeltemal iets anders om dit te gaan bewys. So dis nogal vir my belangrik. Dit wys vir jou dat institusionele strukture, voorbereiding, effektiewe funksionering, al vat dit bietjie langer, het plek en dit werk. So dis 'n goeie teken. Hoekom die vonnisoplegging later gebeur, ek is nie seker hoekom nie. Ek weet nie of daar 'n rede gegee is nie. As daar is, het ek dit gemis. So ek is nie seker daarvan nie. Maar die belangrike hiervan is dat dit nogal politieke implikasies het. Die EFF is onder druk, ons weet dit, is op die agtervoet. En hierdie is die tipiese maniere wat Malema gebruik het om sy leierskap te vestig, sy beeld te bou, maar ook enige potensiële oppositie in die party te onderdruk, en hy het dit vir lank reg gekry. Maar toe daai dam eers gebreek het, toe kon hy nie meer die water keer nie. Net toe loop al die sleutelmense uit die party uit. Nou is hy onder nog meer druk. En hierdie vat baie weg van die styl wat hy gedoen het. Nou hy gaan waarskynlik probeer om van dit te laat herleef, maar nou is hy op risiko, want daar's nou 'n hofbevinding teen hom, en dis die eerste keer. Daar's baie pogings gewees, en elke keer het iets gebeur, en daar was nie 'n uitspraak teen hom nie, ten spyte van die algemene opvatting, in afval buite die EFF, dat hy al vorige kere vervolg moes gewees het, en dat daar skuldigbevindings behoort te gewees het.
Nou, hoekom nie? Wel ek gaan nie bespiegel dat daar sameswerings was nie. Kom ons aanvaar dit het nie gebeur nie. Nou het dit gebeur. So, en die belangrikheid hiervan is, hy is nie meer onaantastbaar nie. Want jy het die eerste so saak nodig. Dan begin mense anders na jou kyk en sê maar, as daai vervolger, aanklaer en daai Landros hierdie bevinding kon maak, dan kan dit weer gebeur. Daar's nie noodwendig, die hemel gaan nie op jou kop val nie, né? Dit kan gebeur. En so dis polities baie belangrik. Laaste plek, dit laat nog meer vraagtekens oor sy leierskap en dit natuurlik speel direk in op die EFF as 'n politieke party wat definitief net onder meer en meer druk kom. En dit gaan interessant wees, die EFF het twee maniere om te reageer. Een is die ou politiek van opsweping, van op die grens van geweld en ras. Dit gaan waarskynlik nie nou so maklik werk nie, dit gaan nog meer druk plaas. Die ander een is om bietjie meer 'n konstruktiewe rol te begin speel, soos wat ons sien op sekere plekke gebeur. Begin kyk na 'n koalisie, samewerking en te kyk of die party op daai manier minder omstrede kan maak en bietjie meer effektief kan maak wat vir hom hopelik bietjie meer ondersteunings of stabiele ondersteuning sal gee as 'n politieke party. Dit gaan inspel op die plaaslike regeringsverkiesing ook, watter kant toe dit ook al gaan, maar die kritiese element bly wat gebeur met vonnisoplegging. Nou daar's moontlikhede, daar's 'n minimum vonnis, maar dit hang af van die bevinding en alles en dan natuurlik appel. Daar gaan appel wees. Ek dink nie mens moet aanvaar hierdie is die einde van die proses nie. En dan kan dit 'n klomp ander draaie nog loop en daar kan veranderinge kom aan die bevinding en of die vonnis of wat ook al. So hierdie is 'n politieke drama wat nog lank met ons gaan wees, maar die politieke drama is ten nouste verweef met die regsproses. En dit gaan interessant wees om te sien hoe die twee mekaar aanval. En miskien die laaste opmerking net, die EFF se suurstof is die media. En dit gaan baie interessant wees om te sien hoe die media hierdie aanbied. Al klaar kan 'n mens begin sien, daar so 'n klein bietjie van 'n versigtigheid oor hoe sekere goed aangebied word. Dis nie meer hierdie ongebreidelde sensasie wat rondom die idee van Malema en die EFF meer toegelaat word nie. So ja, baie interessante ontwikkeling. Pieter, wat betref die uitstel tot in Januarie vir vonnis, ek was self verbaas toe ek dit hoor. Die vonnisopleggingsprosedure is nie kompleks nie. Die vonnisopleggingsprosedure met betrekking tot Malema behoort ook nie kompleks te wees nie. En ek kon geen rede sien of kon geen rede intussen vind waarom die uitstel vir so lank is nie. Wat wel waar is dat die vonnisoplegging gaan 'n baie omstrede kwessie wees, juridies omstrede, vir die doodeenvoudige rede, as Malema 'n vonnis oor 'n sekere tydperk kry, so bepaal artikel 47(1)(e van die grondwet, dan mag hy nie sy posisie opneem as 'n lid van die parlement nie. Ja. Ons het gesien wat met Zuma gebeur het. Dit is die rede waarom, soos Roland reg gesê het, ons waarskynlik vir ons moet klaarmaak vir 'n proses wat nog baie lank gaan duur. Wat betref die res, die politieke implikasie, ek kan nie verbeter op wat jy gesê het nie, ek stem saam daarmee. Kom ons praat 'n bietjie oor die ANC se bates wat nou op beslag gelê word. Dit lyk vir my hulle vat nou houe van alle kante af as mens so na die nuus kyk. Prof Koos? Ja, kyk, hierdie is eintlik 'n ou saak. Ek het gedag is 'n nuwe saak tot ek sien nee, dit is reeds 'n ou saak wat kom uit 2019 uit. Dit is 'n maatskappy met wie die ANC 'n ooreenkoms gesluit het om sekere verkiesingsmateriaal aan hulle te verskaf. Hulle het die firma toe nie betaal nie. En daar was al tevore gewees die risiko wat hulle geloop het, dat hulle die vonnisskuld van 'n aansienlike bedrag, die bedrag wat nou genoem word is R85 miljoen, maar die vorige bedrag wat genoem is, was 'n groter bedrag. So die vermoede wat ek het is, en ek het nie in die media enigiets daarvan gesien nie, dat 'n gedeelte van die vonnisskuld is waarskynlik reeds betaal, maar R85 miljoen is nog uitstaande. Toe is daar nou op 'n klompie bates beslag gelê, eintlik nie baie nie, dit bedra R140,000. Dit is nogal, verskoon my, maar nogal koddig om te lees. Stoele, tafels, mikrogolfoonde, kettels en so voort. Dit maak 'n bietjie ongemaklik aan die kantoor, jy weet. Daar is streng gesproke niks vir die ANC omtrent die tenuitvoerlegging van daai vonnis kan doen nie.
Fikile Mbalula het geraas en geskree. Ek dink nie ek is onredelik as ek so sê nie, want dit is sy manier om dit te doen. Nee, maar ons gaan nou 'n teeneis instel. Jy kan nie 'n teeneis instel nie. Die eis is gefinaliseer. Vonnis is gegee. As 'n teeneis ingestel word, dan is 'n eis teen jou en terwyl die prosedure nog aan die gang is en lank voor vonnis, moet jy 'n teeneis instel. So dit is praatjies vir die vak, daar bestaan nie so iets nie. So ek sien swaarigheid vir die ANC om hierdie vonnisskuld te betaal. Daar sal waarskynlik een of ander ingryping van buite, en by buite bedoel ek nie noodwendig die buiteland nie, maar van nie iemand weer Iran nie. Wel, dis die bespiegeling, né? Dat 'n ondersteuner van buite vir die ANC 'n klomp geld sal gee en dat hy op die manier hiervan sal loskom. Maar hy sal vir Uzolweni Trust, dink ek is die maatskappy se naam, hy sal hulle moet betaal. Dit die reputasieskade wat die ANC ly is natuurlik, dit spreek van self is enorm. Ek meen as dit die wyse is waarop die sekretaris-generaal en sy personeel 'n eis teen hom hanteer, jy weet dat hy dit tot op daai punt laat gaan wat hulle beslag lê op hulle goedere, op hulle bates, dan moet jy weet die party is regtig nie onder goeie bestuur nie. As ek maar vrou Roland net vir ons na jou toe kan gaan, hoekom nie net daai stap verder vat en sê ons gaan nou die ANC likwideer nie? Goed, daar's 'n agtergrond. Want hierdie maatskappy het verkiesingsplakate en goed gedruk in die 2016 verkiesing alreeds en opgevolg, dis hulle nie betaal nie. Nou daar's 'n interne konflik en daar's 'n hantering en onderhandelinge gewees tot op 'n punt waar dit 'n doodloopstraat was. Toe is daar hof toe gegaan en daar was 'n skikking. En die skikking het twee dimensies gehad. Die een was dat 'n gedeelte, ek dink is iets so 37 miljoen rand is betaal, maar dan kry die ANC die volgende verkiesing weer hierdie maatskappy, sodat hulle kan geld opmaak in die volgende verkiesing met die druk van plakate en baniere en goed. En dit het gebeur, maar daar's nie betaal nie. So nou is dit rond die 2 van hierdie proses, waar nou gesê word, maar nou moet die ANC die boodskap kry. Nou gaan ons hof toe en daar's 'n bevel. Nou ek weet nie wat die aanvanklike eis en hantering was in terme van die hofuitspraak nie, maar dit is soos Koos aandui, dis klein geld wat hiervan gepraat word. Ek dink dis meer simbolies. Dalk dink die ANC as hulle dit nou laat gebeur, gaan 'n klomp mense skrik en hulle jammer kry en geld gee. Miskien werk dit so, ek weet nie. Of die wolf is nou by die deur, hier moet nou iets anders gebeur. En daar is die volgende stap is likwidasie. Om 'n politieke party wat 'n regerende party is te likwideer, mens kan vergeet die regste mensies. Polities sou dit 'n baie gevaarlike en 'n moeilike stap wees. Dit kan grootskaalse onstabiliteit, en ek praat nie van mense wat betoog nie, maar dit kan grootskaalse onstabiliteit tot gevolg hê. So ek het 'n vermoede dat rolspelers wat hier betrokke is, waarskynlik sê, wees rustig, hierdie is 'n probleem finansiëel, maar die manier om dit te hanteer, hierdie is nie 'n besigheid wat jy toemaak en jy verkoop jy goed nie. Die gevolge daarvan gaan enorm wees. So ek dink nie ons moet op en afspring en sê likwideer die ANC nie, ons moet versigtig wees vir wat jy voorwens, nie, jy kry dit dalk. So dit gaan interessant wees om te sien. Wat belangrik is hiervan, ons is waarskynlik 12, 13 maande, 14 maande weg van ons volgende ronde van verkiesings. En die ANC het nie geld om historiese skuld te betaal nie. Nou moet hy begin vir 'n baie taai verkiesing voorberei, want hierdie verkiesing wat kom, gaan seker die moeilikste verkiesing wees wat die ANC nog ooit geveg het. Dit gaan beteken hy het geld nodig, hy het alles nodig wat hy kan kry, om sy verkiesingsveld tog effektief te stuur en te kyk wat hy kan red, want vir die ANC gaan dit oor wat kan hy red van wat hy gehad het. So dis 'n baie sensitiewe en moeilike tyd vir die ANC wat hulle nou mee sit op hierdie stadium. En dan kom ander goed by. As jy nie geld het om hierdie te betaal nie, wat van jou personeel? Nou, ons weet daar's geskiedenis van wanbetaling. Maar dit ondermyn natuurlik verder die samehang en die integriteit van die party en sy leierskap. So die krisis in die ANC is besig om baie groter te word. En dit gaan interessant wees om te sien hoe dit gaan uitspeel. Kan ek net vinnig nog iets sê met betrekking tot die likwidasie? Ek is geen likwidasiekenner nie, alhoewel ek
familie het, maar ek moet liewer nie sê wie dit is nie, want dit is 'n baie gevaarlike beroep om 'n prokureur te wees of iets in 'n likwidasiepraktyk. Maar wat die interessantheid is natuurlik is dat hierdie proses het tot op die punt gekom, die baljoe was daar in die ANC se kantore in Luthuli huis en dat niks gebeur nie. Dit is baie goed vir die oppergesag van die reg in Suid-Afrika. As dat doeltreffend opgetree kan word, dis die ander kant van die saak, as dit doeltreffend opgetree kan word teen die regerende party en jou skuld inderdaad by wyse van onder andere 'n beslaglegging en die verkoop en eksekusie van goedere jou skuld inderdaad gedelg kan word. Dit is weliswaar 'n goeie ding. Ja, daar was 'n tyd waar indien dit gerug uitgekom het, sou daar wapens op straat gewees het en massas mense wat die party verdedig het. Ons het dit gesien met die ANC, ons het gesien met die IFP. Dit was die politieke tradisie en kultuur rondom hierdie groeperinge. En daar het nou mediaberigte gekom en verder niks. Dit was regtig amper 'n normale verloop van so 'n saak. So dis baie interessant. En ek dink jy is reg, dit sê iets van waar die party homself bevind, maar dit sê ook iets van hoe prosesse werk. En dis belangrik in 'n tyd waar mense amper op moedverloorse vlakte is in die sin van niks werk nie. Ons het nou vanaand al 2 keer gepraat en ek dink dis goed om dit te beklemtoon oor hierdie positiewe van prosesse wat eintlik werk. Ja. Wel ek moet sê Ramaphosa is baie ingenome in sy nuusbrief wat hy weer uitgestuur het dat Eskom 'n wins vertoon, so ek weet nie of dit enigiets beteken nie. Van Suid-Afrika af na die buiteland toe, Prof Koos, Solidariteit het se besoek met Jaco Kleinhans en Werner Human. Is amper tot 'n einde. Ek dink hulle kom volgende week weer terug, maar het nogal baie bereik. Hulle het in Texas 'n ooreenkoms getref of 'n ooreenkoms gesluit met 'n maatskappy wat dan kan verseker dat Suid-Afrikaners hier in Suid-Afrika kan bly, maar nog steeds kan werk kry in Amerika aanlyn. Ja. Vertel my meer daarvan. Pieter, ons graag 3 goed wat ek wil sê in verband met die huidige interaksie tussen Suid-Afrika in den brede en die Amerikaanse regering. Teen die agtergrond van AGOA wat verstryk het, dit bestaan nie meer nie. Hy het tot einde gekom aan die einde van September. Verskoning 6 dae gelede. Die eerste ene is die Solidariteit inisiatief wat nou ook al oor 'n lang tydperk kom. Dis nou die tweede besoek wat gebring word deur 'n Solidariteit afvaardiging, die 2 manne wie se name jy genoem het. Watter sukses tot sover behaal is of op die punt is om behaal te word met betrekking tot die moontlikheid van 'n ooreenkoms met Solidariteit as 'n party aan die een kant en die Amerikaanse regering, die weet ons nie. Ek persoonlik, alhoewel ek baie graag sal wil sien daar moet sukses wees, voorsien nie dat so iets kan gebeur nie. Want vir 'n behoorlike handelsooreenkoms om tot stand te kom, het jy 'n interregeringsooreenkoms nodig. Wat wel waar is, is dat Solidariteit kan help om so iets te bemiddel, kan help om die Suid-Afrikaanse regering te bring tot by die punt dat hy met die Amerikaanse regering saamwerk. En ek dink die kans om dit te doen is doeteenvoudig net heeltemal te skraal vir die doeteenvoudige rede dat die reputasieskade wat die ANC sal ly as die belangrikste komponent van die regering, indien hy sal lyk asof hy hom deur Solidariteit oortuig het om 'n ooreenkoms met die Amerikaanse regering op Trump se voorwaardes in te gaan, die reputasieskade wat dit bring is doeteenvoudig onhanteerbaar. Wat wel waar is wat bereik is, wat jy genoem is, en daar's waarskynlik nog heel wat ander sulke goed, en dit is die kwessie van die ooreenkoms wat bereik is met die privaat maatskappy Prepay Prime, om soos wat jy gesê het, Suid-Afrikaanse burgers, ek dink Solidariteit beseker op gemik om dat dit mense moet wees wat lede is van Solidariteit, meerendeels Afrikaners wat lede is, en ook ander mense natuurlik, wat in diens geneem kan word, en nou in diens geneem gaan word deur hierdie maatskappy, wat sit terwyl die mense in Suid-Afrika sit, hulle werk kan doen digitaal, en inderdaad in dollars vergoed kan word, wat natuurlik omgeskakel word in rand, en dan kry jy goeie geld. Ek kan een van die bevoordeles daarvan wees. Ongelukkig kan ek glad nie die soort van werk doen wat die persone doen, wat daarvoor benodig word nie. Goed, so, en dit is sonder enige twyfel 'n deurbraak. Daar's geen twyfel nie dat Solidariteit, en Solidariteit sal waarskynlik alles in sy vermoë doen om 'n maksimaal hieruit te kry, maksimaal myle hieruit te kry, en daar's ook goeie rede om daarop aanspraak te maak. Dis die eerste ding.
Die tweede ding is natuurlik dat daar ook 'n ander inisiatief is. Daar's 'n ander inisiatief waarby betrokke is die Vryheidsfrontleier Corneille Mulder wat verlede week in die Withuis was. En dan die groot baas van, ek het die maatskappy se naam vir die oomblik vergeet, maar dis André Pinaar, bygestaan deur Chris Opperman wat betrokke is by hierdie groot beleggingsmaatskappy. Kan jy my dalk help met die naam? Ek kan nie onthou nie. Ek weet van die maatskappy, maar ek kan nie onthou nou nie. Ekskuus, Ek probeer nou dink en ek het hom ook nou nie onthou nie. Ja, ek het dit nog nie neergeskryf nie. Maar goed, hulle was in die Withuis verlede week. Die gedagte was dat hulle wou 'n ooreenkoms beding met die Amerikaanse regering, maar baie spesifieke ooreenkoms. Waar ek net gou een of twee goedjies wil sê. Dit is dat 'n ooreenkoms bereik moet word vir die voorsiening deur Suid-Afrika van skaars minerale en metale aan die Verenigde State, maar bovendien dat die verwerking van daai minerale en metale inderdaad ook in Suid-Afrika gedoen sou word. Waarvan die implikasie is dat plaaslik dit veel meer winsgewend sou wees. Ja. Dit is presies wat die Amerikaners wil hê, want hulle is baie geïnteresseerd in hierdie skaars minerale waarvan Suid-Afrika baie het. Nou, die oogmerk het ek verneem van Corneille Mulder en die mense was om hopelik verlede week 'n groot aankondiging te maak in die met hierdie strekking. Dit het egter ook nie gebeur nie. Vir 'n verskeidenheid van redes, ek gaan nie nou daarop in nie, ek ken buiten ook nie al die detail daarvan nie. Die feit van die saak is egter dat hier is rolspelers betrokke, die twee wat ek nou genoem het, die noem dit maar die Chris Opperman groep en die Pinaar groep aan die een kant en die Corneille Mulder groep aan die een kant en Solidariteit aan die ander kant. Wat nogal lyk vir my, en miskien praat ek uit my beurt uit, wat ook so 'n bietjie 'n kompetisie is. Ek dink daar's ook so 'n bietjie van interne kompetisie tussen die twee Afrikaner groepe oor wie is die vaardigste en wie kan sukses behaal. Op hierdie stadium is my oordeel, albei is besonder vaardig. Ja. Dis die eerste twee punte wat ek wil maak en die derde punt, hulle is meer vaardig as 'n ander rolspeler en dis die Suid-Afrikaanse regering. Suid-Afrikaanse regering maak allerlei aansprake dat hulle is op die punt om 'n breë handelsooreenkoms te sluit. Waarvan die Withuis nie weet nie. Waarvan die Withuis nie weet nie. Jaco Kleinhans het gister 'n artikel gehad waar hy gereageer het op iemand anders, laat die reaksie daar. Maar Jaco het pertinent en Jaco is nie in die gewoonte om homself so onomwonde uit te laat nie, maar hy het gesê die Suid-Afrikaanse regering lieg. Daar is nie iets van die aard van 'n ooreenkoms wat op hande is om gesluit te word nie. Nou as dit die week gesluit word, sal ek die eerste een wees wat sê ek het 'n fout gemaak en Jaco het 'n fout gemaak, maar ek dink Jaco is reg. Ek dink die Suid-Afrikaanse regering is doeteenvoudig nie in staat om 'n knoop hieroor deur te haak nie en dat as die Suid-Afrikaanse regering sukses wou behaal het, moet hy maar liewer kyk of hy van Corneille Mulder en van Jaco Kleinhans kan gebruik maak. Dan sal hy waarskynlik verder kom as wat hy op die oomblik kan kom. Laastens, ek praat te veel, hier's groot dreigemente wat die Suid-Afrikaanse regering uiter, hulle sê julle maak inbreuk op die land se soewereiniteit en so aan. Nou ons kan 'n lang gesprek daaroor voer, behalwe, maar ek wil net dit sê. Soewereiniteit is ook iets wat verdien word. Dis weliswaar 'n algemene abstrakte reël van die reg, maar dis nie waarmee ons hier werk nie. Ons werk met die verskynsel dat as jy 'n swak regering het, dan verloor hy sy soewereiniteit. Dan het soewereiniteit net 'n abstrakte betekenis in plaas daarvan dat dit konkreet van belang is. En wat gebeur het, die Suid-Afrikaanse regering is besig om vanweë inherente swakheid en die verwering, die erosie van vermoë doeteenvoudig sy soewereiniteit met betrekking tot iets waaroor hy regtig verskriklik graag die monopolie wil uitoefen, naamlik buitelandse betrekkinge, te verloor. Kan ek my verstout om te sê dat hierdie is natuurlik 'n wen vir Solidariteit en vir die Vryheidsfront Plus, maar hierdie is ook eintlik 'n wen vir Suid-Afrika, want dit beteken eintlik dat ons Suid-Afrika of Suid-Afrikaanse burgers ons talente half eintlik uitvoer. En dit laat my baie dink aan byvoorbeeld die Amerika wat nogal baie belê in Indië met byvoorbeeld inbelsentrums, omdat dit net baie meer koste-effektief is. Ja. So eintlik as 'n mens kyk oor die belasting en so, is dit eintlik 'n wen vir Suid-Afrika ook. Die vraag is, kan 'n mens hoegenaamd so sê, vir die doeteenvoudige rede, daar is soveel vertolkings oor wat in Suid-Afrika se belang is,
dat dit is so 'n omstrede kwessie, dat in die finale instansie kan jy eintlik baie moeilike oordeel daaroor vel. Wat jy wel met sekerheid kan sê is, dit is tot voordeel van 'n bepaalde groep, tot voordeel van 'n bepaalde gemeenskap, en dat verskillende groeperings, afhangende van met wie jy praat, sal sê, dit is tot die voordeel van Suid-Afrika in die breë, en ander sal weer sê, dit is tot die nadeel van Suid-Afrika. Dit is baie moeilik om van 'n Suid-Afrikaanse belang in algemene terme te praat. Net my laaste vraag voor ons afsluit. Hierdie besoek van Dr. Corneille Mulder aan die FSA, help dit ook vir die Vryheidsfront Plus tot aanloop van volgende jaar se verkiesing, dat hulle eintlik bewys dat hulle het hulle belangemense se groep of hulle belangegroep tot 'n mate op hulle skouer, of gaan ons daarvan vergeet as dit kom by die volgende verkiesing? Ek dink daar's twee antwoorde. Die een is dat histories is buitelandse beleid nie 'n verkiesingskwessie in Suid-Afrika nie, veral nie op plaaslike regeringsvlak nie. So as ons histories daarna kyk, dis interessant, dis belangrik. Onthou, die Vryheidsfront het 'n kantoor in Washington, so dis nie net 'n eenmalige besoek nie. So daar's 'n bepaalde proses, daar's 'n bepaalde aktiwiteit wat deurlopend plaasvind. So dis goed vir die party, maar of dit in 'n verkiesingswins gaan omskakel is moeilik om te sê. Dalk op die langer termyn. Ek dink dit gaan afhang van wat gebeur met FSA Suid-Afrika verhoudinge en wat gebeur met spesifieke rolspelers. Wat belangrik hier is, en ek wil aansluit by wat Koos gesê het, soewereiniteit is nie 'n absolute regswaarde nie. Dit het 'n baie plooibare, amper 'n sagte beginsel geword. En ons leef in 'n wêreld waar nie regeringsrolspelers 'n transnasionale konteks al hoe meer gevestig raak. Dis lankal aanvaar, maar dit raak al hoe meer gevestig, waar rolspelers individue. Onthou, ons leef nou in 'n wêreld waar daar individue is wat meer geld het as die meeste regerings in die wêreld. Elon Musk en so kan mens aangaan. Hulle het geweldige invloed. Hulle is nie soewereine rolspelers nie, maar hulle het invloed. En daai rolspelers het 'n verdere beperking op soewereiniteit begin plaas. So dis nie meer 'n absolute waarde nie. Dit beteken nie almal kan gaan en doen wat hulle wil nie. Solidariteit kan nie 'n ooreenkoms namens Suid-Afrika sluit nie. Hulle kan 'n ooreenkoms namens Solidariteit en sy lede sluit. Dis so vers wat dit gaan. Of jy daarmee saamstem, of jy dit ondersteun, het niks te doen met, dit is die realiteit daarvan. Die risiko wat jy kry, is dat jy in kompetisie met jou regering kom. En daar's risiko's vir solidariteit daaraan. Dit moet, en ek dink nie, dis nuus nie, dit is iets wat 'n mens weet. Die jammerte is, en ons sien dit nou weer met hierdie besoek, die sukses van solidariteit wys direk op die mislukkings van die regering en ons departement van buitelandse sake. Die onvermoë, die agteruitgang, die feit dat hulle toegelaat het dat die institusionele vermoë en die verhoudinge met die FSA versleg tot die punt wat dit is. En ek is nie een wat sê Amerika het in alle koste ons beste vriend nie, want dit was nog nooit so in ons geskiedenis nie. Ons moet baie versigtig wees daarvoor. En versigtig wees om interne politiek te begin bou om daai verhouding, want dit gaan nie goed eindig nie. So ek het voorbehoude. Maar die ideale situasie sou wees, dat jou regering gebruik alle hulpbronne. Ons is in 'n krisis. Die ANC sê dit self. Meneer Ramaphosa vanmiddag met die aankondiging van die ANC se nuwe ekonomiese plan, wat nou nie heeltemal so nuut is nie, maar in elk geval sê dit, ons is in 'n krisis. En dan gebruik ons nie die hulpbronne wat inherent aan ons is nie. En al verskil jy met mekaar ewig, jy kan met mekaar praat, maar miskien die laaste punt, wat hierdie proses vir ons weer demonstreer, is die onwilligheid van meneer Ramaphosa en die ANC leierskap om met mede-Suid-Afrikaners te praat. En dit is 'n groot klad op die naam van hierdie regering. Dis al wat van ons tyd het. Dit was Fokus en my gaste vanaand Roland Henwood, politieke wetenskap by die Universiteit van Pretoria en Prof Koos Malan, 'n genoot by Sakeliga. Dankie meneere. Graag.